Ek wil vir jou vanoggend sê dat ons is diewe as ons nie lees nie. Ons beroof eintlik onsself van kennis. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou vanoggend. Dit is Vrydagmôre. Dankie dat jy ingeskakel het. Dit is vir my lekker om met jou te kan gesels. Ek wil 'n bietjie met jou gesels vanmôre om nie op te hou om kennis te bekom nie. Spreuke, nee. Prediker 7 vers 12 sê, want wysheid is 'n beskutting en geld is ook 'n beskutting. Hy sê, maar die voordeel van kennis is, die wysheid hou die besitter van geld in die lewe. Dit is die ding. Die wysheid hou die besitter daarvan in die lewe. Nou in Irak, ek weet nie of dit die waarheid is nie, maar in elk geval, in Irak, ek gaan dit gou vir jou in Engels lees. In Iraq, in the book market, books are left open in the street at night because Iraqis say the reader does not steal and the thief does not read. Nou ja, of dit die waarheid is, weet ek nie, maar dit maak nogal 'n belangrike en interessante gedagte waar in 'n ou se hart. Nou ek wil volgende vir jou sê, ons is diewe as ons nie lees nie, want ons beroof onsself, ons steel van onsself as ons nie lees nie, ons beroof onsself van kennis en inligting en van insig. Om te lees bekom jy kennis, inligting, insig, jou kennis word tog ook uitgedaag, jou kennis word uitgedaag. Jy leer van kulture en tradisies, jy leer van verdraagsaamheid vir ander kulture en tradisies. Jou persepsies van reg en verkeerd en aanvaarbaar en onaanvaarbaar word uitgebrei. Jou horisonne word verbreed, jou grense, jou beperkings word uitgeskuif. Jy ervaar ander mense se uitkyke in die lewe oor vele onderwerpe. Jou beskouinge, jou oortuigings word uitgedaag. Dit is belangrik. Jy word bewus gemaak van die uitdagings en die behoeftes en die vreugdes van die lewe. Jy ontwikkel nuwe belangstellings, jy ontwikkel nuwe idees uit dit wat jy lees, om dalk miskien oplossings te skep daarvoor, 'n nuwe besigheidsbeginsel, jou besigheid uit te brei. Dit alles kom deur kennisinwinning. Om te lees gee vir jou die begeerte om te ontdek, verder te gaan as waar jy is en wat jy bereik het en wat jy bekom het in die lewe. En weet jy, die dinge is tog broodnodig om te gebeur. Dis hoekom ons skool toe gaan. Dis hoekom ons verder studeer. Dis sodat jy as mens in totaliteit kan ontwikkel. Daarom sê ek, ons beroof onsself as ons nie kennis bekom nie, as ons nie lees nie, as ons nie luister nie. En 'n ander ding, ons verdraagsaamheid teenoor wat goed en sleg is en wie goed en sleg is, het baie te doen met die feit dat ons nooit die vermoë of die kennis bekom en ontwikkel het om dit te onderskei nie. Alles is reg vir sommige mense, al is dit hoe verkeerd, omdat die kennis nooit bekom was oor hoekom dit sleg is of wat dit sleg maak nie, en andersom is ook waar. Ons is onverdraagsaam teenoor dinge en mense, want ons het nooit ons kennis uitgebrei oor daardie spesifieke dinge, of nooit die kennis bekom oor die kultuur en die tradisies en die gelowe van ander mense, om hulle te kan verstaan, om sodoende met hulle oor die weg te kom, en dan op 'n einde van die dag geleenthede te kan hê, om met hulle oor die evangelie eventueel te kan praat nie. En wanneer jy lees, word jy tog in 'n mate gebrainwash. Jy moet nou mooi verstaan wat ek bedoel. Ek praat nie oor kommunisme nie. Ek praat van wat kennis aan 'n mens doen, as jy dit inneem. Is dit nie wat die Bybel tog met ons doen, wanneer ons die Bybel lees, of wanneer ons onder die lering van die woord sit nie? Die woord brainwash ons. Daarom wil ek bysê, deesdae luister ons meer as wat ons lees, en dis ook reg, solank wat jy doen net jou totale mens wees uitdaag en ontwikkel. Jy moet net tot kennis kom, jou kennis moet uitbrei. Want kyk wat het vroeër in die geskiedenis van die kerk gebeur. Gaan lees net 'n bietjie die kerk se geskiedenis. Die elite, as ek dit so kan noem, het die Bybel in die hand gehad. En dit het hulle ontwikkel. En nie net ontwikkel nie, maar uit die onkunde van die massas wat dit nie gehad het nie, en hulle oningelig gehou het hierdie elite beheer oor daardie groep mense uitgeoefen, want hulle was onkundig, hulle het nie die kennis gehad nie.
Maar die oomblik toe Wycliffe die Bybel vat en hy vertaal hom, en in elke hand dit sit, toe ontstaan daar 'n beweging van kennis, 'n beweging van ingeligdes. Elkeen wat kon lees en geleer lees het, was in totaliteit ontwikkel. Hulle het 'n brainwash ondergaan. Hulle het tot nuwe en vars oortuigings gekom. Nou jy weet, ek is baie gesteld oor ware en vals leringe, en het ek gevind, as ek nie die waarheid begin soek en navors en daaroor kennis gaan inwin nie, sal ek nooit die vermoë hê om wat vals is uit te ken nie. Ek sal altyd gebrainwash wees deur die valse en altyd oningelig bly oor die waarheid en altyd 'n handpop wees van die hoofstroom denkpatrone. En op my is die taak gelê, soos op jou, om ons denke te vernuwe. Nou die Bybel, as die Bybel daarvan praat, dan praat hy van ons ou leefstyl, die sondige leefstyl tot die nuwe lewe leefstyl. Maar die begrip is ons denke moet vernuwe word. En as daar net een manier is, wat ek kan sê, hoe jy kan jou kennis verbreed, of hoe jy kan beter word, is om kennis te bekom deur te lees en te luister en te kyk. En ek wil vir jou vanmôre sê dat jy met jou Bybel vat en jy moet van hom 'n studiegids maak, as jy geestelik wil vooruitgaan. En maak werk daarvan om kennis te bekom oor baie ander dinge van die lewe, sodat jy ook kan ontwikkel, nie net in die geestelike nie, maar ook in die dinge van die lewe, sodat jy 'n aanwins vir jouself kan wees, vir jou besigheid kan wees, vir jou werk kan wees, vir jou skool kan wees, vir jou instansie kan wees, die mense wat onder jou is en wat saam met jou is. Jy moet 'n interessante mens word. Hoekom? Want jy het jou gedagtes gechallenge met nuwe kennis, met nuwe waarhede. Jy op die einde van die dag word op aanvraag, wanneer jy meer weet as die vorige persoon. Jy is 'n wyse as jy wysheid bekom het. Jy word nie met kennis of met wysheid of volmaak gebore nie. Jy moet ontwikkel. Jy moet jouself geestelik en fisies moet jouself ontwikkel. Want ons is op die einde van die dag soveel meer effektief in die bedieningsveld as kinders van die Here, wanneer ons in Rome is, as ek dit nou 'n voorbeeld kan gebruik soos wat Paulus het gebruik, om hulle te ken, hulle kultuur te ken, tradisies te ken, hulle geloof te ken, en by hulle in te skakel. Onthou, nie om te word soos die son daar nie, maar om by hulle in te skakel, skouers te skuur met hulle, sodat sommige van hulle tot redding kan kom, soos wat Paulus sê. Ons moet ons kennis verbreed. So waar het jy kennis en wysheid en insig nodig? Daar is net een manier. Sit jou neus in 'n boek, sit jou ore op die regte plek, luister, ontwikkel jouself. Dis die belangrike ding vir hierdie naweek. So gryp sommer vir hierdie naweek 'n boek, gryp iets om te lees en begin belê en challenge yourself. Challenge jou denkpatrone. Dit wat jy weet en wat jy nie weet nie. Nou toe, blessings vir die naweek wat voorlê. Gaan kerk toe Sondag en mag dit vir jou 'n lekker rustige naweek wees. Ons praat volgende week verder uit God se woord. Blessings.